Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor vreugde en krag in die Here. Vreugde en krag in die Here. En ons skrifgedeelte vanoggend, anders as vorige weke waar ons 'n hele hoofstuk op 'n slag behandel het, is ons weer steeds in Nehemia hoofstuk 8, maar ons kyk vanoggend net na verse 9 tot 13. In die Engelse Bybel is dit verse 8 tot 12. In die Afrikaanse Bybel is dit verse 9 tot 13. Nehemia 8, vers 9 tot 13. Dan terwyl ons dan nou die woord van God open, kom ons maak net eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, dankie dat ons vanoggend weer eens voor U kan kom sit, by U voete kan wees en net sê, Vader, leer ons. Here, leer ons vanoggend, lei ons om vreugde in U te hê, vreugde en krag. Here, wil U elkeen wat vanoggend luister, weer eens op U spesiale manier seën, waar U die ore oopmaak om te luister, die verstand om te verstaan, en harte waar die boodskap bewaar kan word. Lei ons vanoggend, Here, sodat ons ook vreugde en krag in U kan ervaar. Here, en ek vra dat U my lippe sal aanraak, spreek deur my, Here, sodat dit U woord is en nie myne nie. In Jesus naam, amen. Geliefdes, 'n internasionale repertoire teatergroep het in 'n klein dorpskerk in Skotland opgetree nie. Die kerk was stampvol. En die program het begin met verskeie kort humoristiese toneelstukke. En niemand het vir die eerste een of die tweede een gelag nie. En teen die einde van die derde toneelstuk het die leier van die groep vir die groep gesê, hulle moet ons seker raad, hulle glimlag nie eers nie. Ons sal die program maar kort knip vanaand. En by 'n onthaal na die opvoering was die groep verbaas toe almal gesê het hoeveel hulle die opvoering geniet het. En die een groeplid begin verstaan toe hy een van die manne met sy kilt aan 'n vriend oor sê het, hulle was so snaaks, dis al wat ek kon doen om nie in die kerk te lag nie. En ongelukkig distansieer baie mense vreugde en blydskap en aan die een kant die kerk en die ander kant van mekaar. Die twee hoort volgens hulle nie saam nie. Hulle dink aan godsdiens amper soos gesondheidskos. Dit smaak dalk nie lekker nie, maar dit is goed vir jou, so jy verduur dit. En vreugde en blydskap herinner hulle aan 'n aand by die plaaslike kroeg, of waar vriende saam om die vuur kuier, maar beslis nie aan 'n oggend in die kerk nie. Maar die Bybel verklaar dat in God se teenwoordigheid volheid van vreugde is. Aan sy regterhand is daar vir ewig plesiere, sê Psalm 16 vers 11 mos vir ons. As ons as sy mense sy beeld wil weerspieël, dan moet ons vreugdevolle mense word. In Nehemia 8 is 'n herlewing aan die gang. Esra en 'n paar skrifgeleerdes het God se woord van sonop tot die middag toe aan die mense voorgelees en die mense het gereageer deur in berou te huil toe hulle besef hoe erg hulle die Here gefaal het. En ja, daar is natuurlik 'n gepaste plek vir trane en berou. En die versoendag op die 10de van die 7de maand was 'n dag vir vas en berou, soos ons in Levitikus 23 vers 27 tot 32 lees. Maar Nehemia, Esra en die ander leiers sê vir die mense om nie op hierdie dag te treur of te ween nie, maar om die fees te geniet. En dan voeg hulle by in vers 11, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En so die mense 'n groot vreugde bedrywe, soos die woord sê. Dan word dit fees gevier in vers 13. En ons teks maak die punt van die res van die skrif, of wat die res van die skrif herhaaldelik bevestig. Met ander woorde, ons moet daarna streef om die vreugde van die Here ervaringsgewys te ken, wat dan geestelike krag oplewer. Maar ek wil net my opmerkings voorafgaan deur te erken dat God ons almal anders gemaak het. Sommige het temperamente wat van nature meer optimisties en vrolik is, en ander is van nature meer melankolies, as ek dit so kan stel.
God verwag nie dat ons almal huppelende tigers moet wees nie, maar ons hoef ook nie verliefd en daarmee te neem om somber ajoors te wees nie. En ek bied my verskoning aan diegene van julle wat nie vertroud is met die Winnie the Pooh stories nie. Maar die vreugde waarvan ons praat is nie die vreugde in die natuurlike van natuurlike temperament nie. Dis die vreugde van die Here. En die talle bevele om in die Here te juig en bly te wees sien ons op baie plekke, en ek noem net 'n paar: Psalm 5 vers 12, Psalm 9 vers 3, Psalm 32 vers 11, Psalm 33 vers 1, Psalm 40 vers 17, Filippense 3 vers 1, Filippense 4 vers 4. En hierdie plekke toon dat dit beide moontlik en noodsaaklik is vir alle gelowiges om die vreugde van die Here te ervaar. En sommige moet dalk meer daaraan werk as ander, maar dit is beskikbaar vir almal wat God as oorvloedige verlossing ken. So waar vind ons God se vreugde? Eerstens, God in sy woord behoort 'n bron van groot vreugde vir die gelowige te wees. Want die vreugde van die Here is die vreugde wat God self besit. En hy openbaar dit aan ons deur sy woord, wat ons vertel van sy groot verlossing en die vreugde wat dit bring. En ek wil hier 6 waarnemings oor hierdie vreugde uitlig. Eerstens, die vreugde van die Here is nie die vreugde van omstandighede of temperament nie. Dit is duidelik uit die feit dat dit duidelik die vreugde van die Here genoem word. Mense in die wêreld wat God nie ken nie, kan vreugdevol wees wanneer hulle die lotto wen of 'n bevordering kry of op 'n prettige reis gaan of goeie gesondheid geniet of 'n verjaarsdag vier. Maar die vreugde van die Here is iets wat slegs diegene wat die Here ken, kan geniet ten spyte van omstandighede. Koning Dawid het die vreugde wat hier beskryf word, beslis geken. Die psalms is vol vreugde en blydskap in die Here en dikwels op die mees onverwagte oomblikke. As kyk na Psalm 13, roep Dawid uit eers: "Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet?" En ons sien in die eerste paar verse van Psalm 13, roep hy 4 keer uit: "Hoe lank?" En dan noem hy sy voortdurende hartseer. Maar dan sien ons aan die einde van hierdie kort psalm, dan bevestig hy sy vertroue in die Here se goedertierenheid, dan sê hy deur geloof in vers 6: "My hart sal juig oor die heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het." So, dis nie die vreugde van omstandighede nie, maar eerder die vreugde wat kom van fokus op en vertroue in die Here en sy heil, ten spyte van omstandighede. Die apostel Paulus het hierdie selfde vreugde geken. Hy het Filippense vanuit die tronk in Rome geskryf. En in daardie stadium met mede-Christene sleg van hom gepraat, en die Judaiseerders het 'n subtiele valse boodskap gebruik om baie in die kerk wat hy geplant het te mislei. Maar tog is Filippense vol vreugde en beveel die gelowiges om hulle altyd in die Here te verbly. Nou kom die vraag op: was Paulus dan onbewus van die werklikheid? Nee, hy was nie. En hy was heeltemal in harmonie met die werklikheid, maar die geestelike werklikheid. Hy het gekies om hom in die Here te verbly, soos ons in Filippense 3 vers 1 en 4 vers 4 sien. Blydskap in die Here is nie die vreugde van omstandighede of van 'n natuurlike optimistiese persoonlikheid nie. Tweedens, die vreugde van die Here kom slegs uit ware bekering. En ons kan aanvaar dat die trane van vers 10 trane van bekering was, want hoofstuk 9 is dan 'n uitgebreide gebed van belydenis. En daar is 'n oppervlakkige soort vreugde wat sonde sommer net afskud asof dit niks besonders is nie en op sy gelukkige pad aangaan. Maar dit is nie die vreugde van die Here nie. En daar's 'n ironie in die skrif dat die gelowige beide treur oor sonde en tog gelyktydig in die Here bly is. Paulus het gesê dat as bedroefdes maar altyd opgeruimd is ons as Christene. In 2 Korintiërs 6 vers 10. 'n Christen sal bedroef wees dat hy nie die soort soete voortdurende gemeenskap met Christus geniet wat hy behoort te geniet nie, en tog bly wees in die barmhartigheid van God. Want ons kan en ons behoort saam met diegene wat in droefheid ween te ween, maar onderliggend aan die droefheid is die vaste vreugde van sondes wat vergewe is en die hoop op die hemel. En weer eens,
Sommige is geneig om van nature meer somber te wees. En as dit jy is, wil ek jou aanspoor om jou fokus meer te plaas op die dinge daarbo waar Christus sit, wat ons verlossing bewerkstellig het en waar ons is op grond van ons posisie in hom. Soos Kolossense 3 vers 1 tot 4 vir ons sê en ook Hebreërs 10 vers 12. En as ek so vrymoedig mag wees vanmôre, wil ek voorstel dat die beroemde sendeling David Brainerd beter daaraan toe sou gewees het om meer op Christus te fokus en minder op sy eie onvolmaaktheden en sondes. En ek weet baie groot heiliges is diep geraak deur Brainerd se lewe deur dit te lees, maar dis een van die min boeke wat ek begin lees het en nie kon klaarmaak nie. Ek het dit heeltemal te introspektief en morbied gevind. En as ek dit moes klaarlees, dan sou dit my in 'n moeras van moedeloosheid plaas om daarin na te boots. En aan die ander kant is daar sommige Christene wat weer heeltemal te ligsinnig is oor hulle sondes. Hulle pleeg ernstige sondes en ons skud hulle net af deur te sê, maar ons is onder die genadeverbond. Maar as my sonde die sondelose seun van God aan die kruis geplaas het, durf ek dit nie ligtelik opneem nie. So die regte balans is om ons sondes ernstig op te neem en werklik daarvan te bekeer, maar dan om ons fokus terug te plaas op Christus en ons posisie in hom deur genade. Ons moet bekering besoek so gereeld as nodig, maar ons moet in die vreugde van God se genade vertoef. En die vreugde van die Here is die vreugde van God se vergifnis en verbondsliefde. Al die groot feeste in Israel was 'n herinnering aan God se oorvloedige genade teenoor sy uitverkore volk ten spyte van hulle sonde en mislukking. In Psalm 32 wat Dawid waarskynlik geskryf het na sy sonde met Batseba, besing hy die seëninge wat op die een is wie se sonde God vergewe het. En dit is nie per toeval dat daardie Psalm eindig in vers 11 met hierdie aansporing nie, sê wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel almal wat opreg van hart is. En uit Dawid se ervaring weet ons dat hy nie van sondelose perfeksie praat nie. Hy bedoel eerder die geregtigheid wat God aan die berouvolle gelowiges skenk en die opregtheid van die een wat sy sondes bely en laat vaar. Nadat jy jou sondes bely het, verbly jou dat God al jou sondes in Christus vergewe het en dat hy sy verbondsliefde vir ewig aan jou beloof het. Maar die vreugde van die Here kom van die behoorlike begrip van God se woord. En die woord sê die mense het 'n groot vreugde bedrywe want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. Ander vertalings sê dat hulle dit groot fees gevier. Maar om fees te vier moet daar vreugde wees. En God se woord maak sy kosbare en wonderlike beloftes aan ons bekend, soos 2 Petrus 1 vers 4 vir ons sê. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen. 2 Korintiërs 1 vers 20. Die Bybel beloof ons nie net volkome vergifnis vir al ons vorige sondes nie, dit beloof ook God se teenwoordigheid en ondersteunende genade in die hede en onuitspreeklike vreugde van die ewigheid saam met hom in die toekoms. Dit sê vir ons dat God het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, sê Petrus in 2 Petrus 1 vers 3. Wanneer jy deur die beproewinge gaan, versoek Satan jou om te dink dat God nie vir jou omgee nie. Dis maklik om op te hou om jou Bybel te lees omdat jy dink hierdie dinge lyk nie of dit vir my in my geval van toepassing is nie. Ek ken mense op die stadium wat so is. Maar dit is veral in sulke tye dat jy die Bybel moet verslind, want dit verseker jou van God se liefde en genade. Dit vertel van ander gelowiges wat ongelooflik moeilike beproewinge verduur het deur op God se woord te vertrou. So dit gee jou 'n broodnodige perspektief op beproewinge. Om God se woord behoorlik te verstaan en toe te pas, sal jou met vreugde vul selfs te midde van oormatige laste, soos Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 beskryf. En dan vyfdens, die vreugde van die Here is vreugde in God self.
En selfs 'n groot man van God soos Charles Spurgeon erken dat hy met 'n onderwerp handel wat ver bo sy vermoë is wanneer hy oor vreugde in God praat in sy preek Joy in God, waar hy oor Romeine 5 vers 11 preek. So as so 'n groot man dit sê, wees ek om enige iets te sê, maar ek probeer. Dit is van nature is ons almal geneig om vreugde in ander dinge as God self te vind. Ons vind vreugde in ons gesondheid wanneer ons dit het. Ons vind vreugde in kos. Ons vind vreugde in die pragt van God se skepping. Ons vind vreugde in ons verhoudings met geliefdes. Ons vind vreugde in sommige van ons besittings, soos huise, motors, rekenaars, al ons toestelle, ons gadgets, soos wat hulle sê. En solank ons dankbaar erken dat hierdie goeie dinge uit God se hand kom, is dit gepas, anders nie. Maar ons almal behoort te groei om God self as ons grootste skat te ken. Ons behoort soveel vreugde te vind in die wese van God en die feit dat ons syne is en hy ons in is, dat selfs al word alles in die lewe en die lewe self van ons weggestroop, ons in hom alleen sal bly wees. Sou ons gevange geneem en gemartel word vir ons geloof, soos baie heiliges reg oor die wêreld vandag ly, ons sien dit, ons sien hoe word Christene vermoor in lande soos Nigerië, dan behoort ons steeds in ons God bly te wees. En ek erken gereedelik dat dit maklik is vir my om dit te sê, maar dit sou 'n ander ding wees om dit te ervaar. So ek sê nie dat dit van my waar is nie, ek sê dat dit van my waar moet wees. Ons behoort ons in God se perfekte eienskappe te verbly, terwyl ons daaroor in die skrif mediteer. Dis nie Satan se eerste plan in die tuin was om Eva te kry om God as nie goed nie te beskou. En hy gebruik vandag nog dieselfde plan. Hy wil hê jy moet aan God dink as 'n kosmiese vreugde moordenaar, wil ek amper sê, wat jou ellendig wil maak deur sy bevele of deur sy vele beperkende wette aan jou te beveel. Hy wil hê jy moet God beskou as 'n knorrige, gemeene God wat altyd nee sê wanneer jy pret wil hê. Maar die Bybel openbaar God as vol vreugde, Psalm 16 vers 11, Sefanja 3 vers 17. Al God se eienskappe soos dit in die skrif openbaar word, of dit nou sy geregtigheid of sy regverdigheid, sy heiligheid, sy soewereiniteit of sy liefde is, behoort ons met vreugde te vul terwyl ons daaroor mediteer. En ons behoort nie net in God se eienskappe te juig nie, maar ook in sy dade, deur die geskiedenis heen, soos opgeteken in die Bybel en in die kerkgeskiedenis. En ons behoort veral te juig in die kruis van ons Here Jesus Christus, waar God se liefde en geregtigheid ons ontmoet en gevind het. Ons behoort te juig in hoe hy ons gekies en na homself geroep het en in die totale aanvaarding wat ons uit genade deur geloof in Christus het. Ons behoort te juig in die daaglikse gemeenskap wat ons met God ken deur sy woord en gebed. Ons behoort te juig dat ons hom van Vader kan noem en met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid kan kom deur Christus. Jonathan Edwards het 'n wonderlike preek oor Psalm 73 vers 25 genaamd God the best portion of the Christian gelewer. Maar hy sê, weet ek buiten u in die hemel, dit is Psalm 73 wat sê, weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. En Jonathan skryf in hierdie preek, hy sê, daarom kan ons leer dat watter veranderinge 'n godvrugtige man ook al deurmaak, hy gelukkig is, want God wat onveranderlik is sy uitverkore deel. Al ly hy tydelike verliese en word hy van baie ontneem, ja, van al sy tydelike genietinge, tog bly God, wat hy bo alles verkies, steeds en kan hy nie verlore gaan nie. En terwyl hy in hierdie veranderlike, moeilike wêreld bly, is hy gelukkig, want sy uitverkore deel, waarop hy as sy hoofvondament vir geluk bou, is bo die wêreld en bo alle veranderinge. En wanneer hy na 'n ander wêreld gaan, is hy steeds gelukkig, want daardie deel bly steeds. Hoe groot is die geluk van diegene wat die fontein van alle goeie dinge gekies het, wat hom bo alle dinge in die hemel of aarde verkies, en wat nooit tot in alle ewigheid van hom ontneem kan word. En dan vra hy verder, wat jou hoofsaaklik laat wil hemel toe gaan? Hy vra,
as jy die dood kan vermy en in hierdie wêreld sonder God kan voortleef, sou jy dit eerder doen as om hierdie wêreld te verlaat en by hom te wees? En dan maak hy die punt dat die hoofrede waarom ons hemel toe wil gaan, is en moet wees om by God te wees, om gemeenskap met hom te hê, om hom te sien en om deur die ewigheid te geniet. Daar is geen groter vreugde as die vreugde van God self nie. En dan die 6de, die laaste punt, die vreugde van die Here is nie in stryd met heiligheid nie. 3 keer in verse 10, vers 11 en vers 12 herhaal die leiers aan die mense dat hulle nie moet ween nie, maar eerder bly moet wees, want hierdie dag is heilig aan ons Here. En dit is 'n woord van teregwysing, wat ons ook nodig het vandag, want heiligheid en vreugde is nie in stryd met mekaar nie, wat soos ons tog so dikwels graag dink. Inteendeel is hulle intiem verbind, want die tweede vrug van die Heilige Gees is tog vreugde. In die wêreld gee opvallende vertoon van vreugde in sy verleidings. Sondag Koerant het gereeld artikels oor rolprentsterre wat saam met hulle rolprentster kerels woon, en nog baie keer na kortstondige huwelike, en dan hierdie ster is ryk, sy's mooi en beroemd, en die titel van die artikel is soms iets soos, wat 'n wonderlike lewe. Waarskynlik het duisende tienermeisies so artikel gelees en gedink, ja, sou dit nie 'n wonderlike lewe wees nie. Maar God se antwoord is nee, 1000 keer nee. Want hierdie sterre weet niks van die skoonheid en die vreugde van God se heiligheid nie. En sy heiligheid en ons vreugde loop saam. En God en sy woord behoort die bron van groot vreugde vir die gelowige te wees. Geliefdes, moenie deur die wêreld verlei word. Nou tweedens, hierdie vreugde van die Here is 'n bron van groot krag vir die gelowige. En ek kan net hieraan raak, maar jy kan dit maklik uitbrei deur oor hierdie dinge te gaan mediteer. 'n Persoon wat die vreugde van die Here in sy hart het, is sterk in die stryd van die lewe, en ek wil net 3 punte hier noem. 3 dinge. Ons het krag teen die veroordeling van die wet se regverdige eise. Want God se heilige wet bring veroordeling, want ons is almal skuldig daaraan om dit te oortree. Maar buite Christus staan ons regverdig veroordeel. Romeine 8 vers 1 sê ons vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En om dit te sê is nie om 'n losbannige lewe aan te moedig soos party mense dink nie. Dis eerder om te sê dat wanneer ons dink aan hoe ver ons tekortskiet aan God se volmaakte geregtigheid, ons skuiling soek in Christus se toegerekende geregtigheid. En die vreugde van sy verlossing gee ons krag om voor God te staan ten spyte van ons vele tekortkominge. En tweedens, ons het krag teen die aanvalle van ons vyand. Want Satan is die aanklaer van die heilige, soos Openbaring 12 vers 10 vir ons ook sê. En as ons probeer om na ons prestasies te wys as ons verdediging teen sy beskuldigings, dan sal ons nie baie goed doen nie. Maar as ons na die bloed van Jesus Christus wys, dan sal ons nie ons vreugde in die stryd verloor nie, maar ons sal vas staan. En ons vreugde berus nie op ons volmaakhede nie, maar eerder op ons in Christus wees. En derdens, ons het krag in die hoop op God se beloftes. As gelowiges wet ons op alles op die beloftes van God. En as sy woord faal, is ons verdoem. As Jesus nie opgestaan het nie, is ons geloof te vergeefs. Maar as hy opgestaan het en as hy weer kom vir sy bruid, selfs te midde van verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, oorwin ons oorweldigend deur hom wat ons lief gehad het. Soos Romeine 8 vers 35 en 37 vir ons sê. Die vreugde van die Here wat in God self is en in sy woord gevind word, is 'n bron van groot krag vir ons in die moeilikste beproewing van die lewe. En dan die laaste punt, die vreugde van die Here is iets om te ervaar, beide persoonlik en gesamentlik. En ons teks is beide 'n woord van bemoediging en 'n opdrag, want dit sê, moenie bedroef wees nie.
God wil hê dat sy mense sy vreugde moet ervaar en elkeen van ons moet sy vreugde persoonlik ervaar, sodat wanneer ons gesamentlik by mekaar kom, dit oorvloei na diegene wat in ons midde kom. En weer eens, ek sê nie dat ons gevoelens van hartseer moet onderdruk wanneer ons deur moeilike beproewinge gaan. Want dit is nie meer geestelik om 'n gelukkige gesig voor te sit en voor te gee dat ons nie innerlik seer het wanneer ons treur nie. Maar onder die hartseer is God se blywende vreugde. Die Bybel bied ons hoop dat ons gedagtes kan beheer. Ons kan kies om in die skaduwees of in die lig te staan. Ons kan fokus op die dinge van hierdie aarde of op die dinge daarbo. Ons kan stil staan by die dinge wat ons angs veroorsaak of by die dinge wat waar en eerbaar en reg en suiwer en lieflik en van goeie reputasie is, soos Filippense 4 vers 6 tot 8 vir ons verduidelik. Met ander woorde, as gelowiges het ons die keuse om ons te verbly en ons moet doelbewus daardie keuse uitoefen deur geloof in God se woord. En ek wil afsluit. John Piper vertel van 'n middag wat hy saam met Joseph Tson, 'n Romeinse pastoor wat onder die kommuniste gelei het, deurgebring het. In A Godward Life, boek 2. En een onderwerp wat hulle bespreek het, was om vreugde te midde van lyding te hê. En Tson het vertel van eendag toe die kommuniste na sy huis gekom het en byna al sy boeke gekonfiskeer het. En die soldate het bewys nodig gehad dat hulle sy boeke van hom kry. So hulle het hom by 'n tafel laat sit en hy moes in elke boek skryf dat hulle dit in sy huis gevind het, terwyl hulle foto's van hom geneem het terwyl hy dit doen. En op 'n stadium in hierdie proses het Tson in 'n boek geskryf met die titel Onuitspreeklike vreugde en vol glorie, met die subtitel Is dit jou ervaring nou? En dis nie 'n vreugdevolle ding vir 'n pastoor om sy boeke te verloor nie. Maar toe hy hierdie titel lees het Tson homself daardie vraag gevra en op daardie oomblik sê hy, is hy oorstroom met groot vreugde in die Heilige Gees. En hy het sy woede en vrees verloor en vir sy vrou gesê om vir die soldate koffie te maak. Later daardie week moes hy preek. En sy gemeente het geweet dat hy van sy boeke gestroop is en daagliks deur die amptenare getuister is, sodat hy geen tyd gehad het om 'n boek of om 'n preek voor te berei nie. En daardie dag het hy oor Nehemia 8 vers 10 gepraat. Die vreugde van die Here is julle beskutting. En een man in die kerk was so oorweldig deur die blote krag van Tson se vreugde te midde van lyding, dat hy niks na die teks kon hoor nie. Hy was gebroken in sy eie hart en diep verander. En weet julle, ek het nog nooit vervolging naastenby in die mate geken wat Joseph Tson geken het nie. Baie van ons dink maar ons word nie vervolg nie, maar tog word ons vervolg op kleiner maniere. Ek het tye gehad waar ek valslik beskuldig en gekritiseer is deur mede-Christene vir die dinge waarin ek glo. En op sulke tye die Here my aan sy saligheid herinner, soos Matteus 5 vers 11 tot 12 sê, wat sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Geliefdes, is vreugde in die Here nou jou ervaring? Indien wel, bly daar. Indien nie, probeer om daar te kom, want daar is vreugde en krag in God self en in sy woord van belofte aan elke gelowige. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse God, Here, dankie dat U vir ons hier uit die woord uit leer dat ons kan vreugde in U hê, selfs in hartseer tye, selfs in moeilike tye, selfs in tye van vervolging. En dankie Here dat hierdie vreugde vir ons ook krag in ons geloof en in U gee. Lei ons Here, dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat ons altyd in die vreugde van die Here sal vertoef. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het tot hier. Mag hierdie boodskap julle ook vanmôre stig, mag dit julle help, dat julle ook sal weet en so kan leef, dat julle sal vreugde
in die Here sal hê, dat julle die vreugde van die Here sal ervaar, maak nie saak hoe moeilik die omstandighede nie. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef, en as die Here wil, dan kom ons volgende week weer by mekaar rondom sy woord. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, mag God julle seën. Shalom.